kan God se weë ken vir jou lewe deur die Heilige Gees. En ons kan net sowel hierdie diens stop, net die sin om te besef, maar sonder die Gees kan ek niks verstaan wat God vir my sê nie. Ja, ek wil net, voor ek begin, wil ek net sê dat ons moet besop dat ons nie net toeskouers bly van die Heilige Gees nie. Want baie keer wanneer ons 'n diens het of ons hele worship diens, kom maar baie mense of mense kom dan want ons voel ek is 'n toeskouer van wat gebeur in die worship diens. Ek is 'n toeskouer van wat gebeur binne in die kerk. En die Here het jou nie geroep om net te aanskou nie, maar om te beleef ook. En baie keer kan ons kyk na die gawes van die Heilige Gees en ons sien hoe die Here mense se harte werk en jy kyk dalk 'n persoon langs en jy voel jy's hierdie persoon en onthou een ding, worship gaan nie oor 'n gevoel nie. Die punt wat ek wil maak is ons kyk so baie na mense en ons sien hoe hulle worship en jy voel jy's Here maar hierdie ou voel dit maar ek voel dit nie. En dan voel ons net maar ek is net 'n toeskouer van dit wat gebeur. Maar sodra die Here begin vir ons vra om 'n opoffering te maak, dis wanneer ons dan wegskram of bietjie terugtrek in ons verhouding met Jesus Christus. Sodra die Here vir ons begin vra om 'n opoffering te maak van maar okay, is jy bereid om tyd te spandeer in jou binnekamer met my sodat jy met oorgawe kan aanbid op 'n Sondagoggend of 'n worship diens of waar ook al. En dis waar ons hoeveel keer sê, dis waar geestelike groei plaasvind. Geestelike groei vind nie noodwendig in die kerk plaas nie, want jy kom een keer 'n week kerk toe. Een keer op 'n Sondag kom jy kerk toe. Wat van jou binnekamer? Wat van môreoggend, julle? En ons skep hierdie ding van die Heilige Gees is net in die gebou. Die Bybel sê, weet jy nie dat jy is die tempel van die Heilige Gees nie. Soos die ding van maar ek kan net Jesus vind binne in die kerk. Nou asseblief, julle moenie Sondag sê, hoe so Frans kom die kerk toe nie, want ons vind nie Here in die kerk. Jy vind die Here in die kerk, asseblief hoor my hart. Maar wat van môreoggend, julle? Dan wonder ons, en ek weet ek veralgemeen nou, maar dan wonder ons hoekom voel ek leeg? Want jy kan nie van een ete 'n week leef nie. Dit is onmoontlik om van een ete 'n week leef behalwe as die Heilige Gees jou lei om te vas. Dan is dit nog steeds moeilik, maar die Gees help jou. En dit kom by ons geestelike lewe ook. En dan wanneer ons kerk toe kom, is ons toeskouers want ons dink onmiddellik moet ek voel soos hierdie persoon voel. Broers en susters, dit gaan alles oor verhouding. So die vraag wat ek wil vra vir ons, hoe diep is jy bereid om te gaan met die Heilige Gees? Hoe ver is jy bereid om te stap? En hoeveel tyd is jy bereid om uit te koop vir die Heilige Gees? Want hoeveel tyd ons met die Heilige Gees spandeer, bepaal die diepte van jou verhouding. Hoeveel tyd ons spandeer in ons binnekamer, in die teenwoordigheid van ons Abba, van ons Vader, van Jesus Christus, die Heilige Gees, bepaal die diepte van jou intimiteit met Jesus Christus. En dis wat ek sê, ons moet oppas, ons net 'n toeskouer word nie, en ons raak gemaklik met dit van ek kom aanskou net op 'n Sondagoggend. Ek kom kyk net op 'n Sondagoggend, ek kom kyk net op 'n worship aand, maar sodra die Here vir jou vra, gaan jou binnekamer in. Ja, Here, maar ek het werk, Here, en ek moet vars wees vir my werk. Dink jy vir geen oomblik die Here gaan jou los dat jy sukkel in die dag as hy jou roep vir 2 uur in jou binnekamer die oggend? Nooit. Hy sal jou krag gee en bekragtig ook. So my hart en my gebed, en terwyl ek hierdie boodskap voorberei, net al begin eintlik met die manneoggend, so ja, manne, julle gaan hierdie boodskap 2 keer hoor, maar asseblief kom kerk toe en gaan manneoggend toe, want dalk sê ons iets anders of dalk doen Here iets anders te hier, maar toe ek begin het met hierdie reeks oor die Heilige Gees, toe voel ek net, Here, mag hierdie jaar bietjie ietsie anders te wees in Pinkstertyd. Wat besef ons die grootheid van Pinkster en die mooi tyd waarin ons is, van die opstanding van Jesus Christus, 50 dae tot met die uitstorting van die Heilige Gees, 40 dae is dit die hemelvaart, 10 dae daarna uitstorting van die Heilige Gees van Pinkster. En my hart, dat ons nie net op Pinkstertyd sal fokus op die Heilige Gees nie, maar elke dag van jou lewe. En dis my hart, met wanneer ons praat oor die introduction to the Holy Spirit, om die Heilige Gees in jou te kom wys sê, dis wat God se woord sê vir die Heilige Gees, is dat jy so voel, wow, maar ek moet hierdie man ken. Maar ons moet een ding onthou, en gaan later oor dit praat in hierdie weke, dat die Heilige Gees is 'n persoon. Ja, ons lees baie, die Heilige Gees is vuur, die Heilige Gees is water, die Heilige Gees is die wind, die Heilige Gees is die duif wat neergedaal het, maar jy kan nie 'n persoonlike verhouding met vuur, wind of water hê nie. Maar jy kan met die persoon van die Heilige Gees,
wat deel van die drie-enige God is. So my hart met hierdie is dat die Heilige Gees regtig iets kan losmaak in ons harte, dat ons iets soek hierdie jaar meer as elke ander jaar. Want julle weer eens en ek dink die groot probleem is dat ons is gemaklik met God die Vader en Jesus die Seun, maar sodra ons by die Heilige Gees kom, dan sê ons maar dit is die Bybelse tyd. Dit is nie nou nodig nie. Nou my antwoord dan is, as die Heilige Gees nie vandag nodig is nie, hoekom sê Jesus ek los julle nie as weeskinders agter nie, maar kom weer na julle toe en ek stuur vir julle die trooster, die Heilige Gees. So as Jesus die Heilige Gees gestuur het, dan moet dit seker belangrik wees vir ons om vandag nog te leef en te funksioneer in die krag van die Heilige Gees. En dis wat ek sê en ons mense probeer die werking van die Heilige Gees uithou, want die Heilige Gees vereis van ons opofferings om nader te kom aan hom. Want ek voel en hoor my hart nie, ek moet my kom praat na die tyd, jy's meer as welkom as jy nie saam met my 'n stem nie. Ek voel net Jesus sonder die Heilige Gees raak dit tradisie. Want almal van ons sê ons is kinders van die lewende God. Maar die Bybel sê hy wat hom laat beheer deur die Gees, die is kinders van die lewende God. So asseblief en vir geen oomblik in hierdie 3 of hierdie paar weke wil ek sê dat Jesus Christus nie belangrik nie. Onthou, Jesus Christus is die Seun van die Almagtige wat gekom het om te sterf vir ons sondes, opgevaar en hy gee vir ons die Heilige Gees. So asseblief, ek sê nie die Heilige Gees is belangriker as Jesus Christus nie. Wat ek wel sê is, ons gee nie aandag aan die Heilige Gees in ons lewe nie. Want ons lewe nou in die tyd van die Heilige Gees. So hierdie volgende paar weke gaan baie meer lering wees, daar gaan baie punte wees en baie vers wees ook. So as jy notas neem, hiersoos dit nou. So jy kan vir jou skryf hier en jy kan verse deurgaan. Ek wil regtig vra dat julle hierdie goed weer net sou kan weer deurlees. Want dit is so belangrik en ja, daar's baie goeters. Die eerste punt is wat ons wil praat, is net 'n bietjie om te noem oor die Heilige Gees. Nou, die Hebreëse woord vir gees of wind of asem is ruach, the breath of God. Nou ons gaan praat ook dit ook as the breath of God, die ruach, die gees van die lewende God. En die eerste een is, die Heilige Gees openbaar aan ons sy goddelike natuur, want God is gees. Van die woord, die Heilige Gees openbaar aan ons sy goddelike natuur, want God is gees. Johannes 4 vers 24 sê, God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. So dit is belangrik vir ons om te weet dat aanbidding is ook nodig vir ons vir die Heilige Gees, sodat ons God kan aanbid in gees en in waarheid. En hierdie volgende skrifvers in 1 Korintiërs 2:14 is vir my die crucial punt, en dit is die hoofding vir my oor die Heilige Gees, want daar, volgens God se woord is daar vir my of twee mense, of is mense wat die Here dien en nie die Here dien nie. Mense wat gevul is met die Gees of mense wat nie gevul is met die Heilige Gees. Net so goed as mense as hulle pizza eet, jy kry sekere mense wat die hele slice eet en mense wat die korsies los. So daar's altyd twee mense, nê? Nee? Selfde hierso ook. Daar's of mense wat gevul is met die Heilige Gees of mense wat nie gevul is met die Heilige Gees nie. Hoor gou hierso. So jy's of in die wêreld of jy's word gelei deur die Heilige Gees. Okay, hoor hier. 1 Korintiërs 2 vers 14, hierdie gaan ons elke week lees. Die mens wat nie die Gees van God het nie, hoor hierso, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin, hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Hoor mooi, die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin, hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel is. Paulus praat met die gemeente in Korintiërs. Broers en susters, ons kan nie God verstaan sonder die Heilige Gees nie. En dan kom hy in 1 Korintiërs 2 en Paulus praat, hy sê, wie weet wat in 'n mens aangaan behalwe die Gees van die mens? So niemand weet wat in my hart aangaan behalwe as ek dit openbaar, behalwe ek self nie, want ek weet wat in my hart aangaan. En dan kom Paulus en sê, maar wie weet wat in die hart van God ingaan, behalwe die Heilige Gees? En dan sê hy, jy het nie die gees van vlees ontvang nie, maar die Gees van God. So met ander woorde, ons kan God se weë ken vir jou lewe deur die Heilige Gees. En ons kan net sowel hierdie diens stop, net die sin om te besef, maar sonder die Gees kan ek niks verstaan wat God vir my sê nie. Dit maak nie vir my sin nie. Dit is vir my onsin. Ek kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. So broers en susters, is belangrik vir ons om toe te laat dat die Heilige Gees ons kom vul, want die Heilige Gees openbaar God se hart vir jou lewe.
So as jy God se wil ken vir jou lewe, ken die Heilige Gees. Want hy openbaar dit aan elke een van ons. Die Heilige Gees openbaar aan ons, of dit openbaar aan ons, die Heilige Gees as die asem van die Almagtige. Hoor, Job skryf in Job 32:8, maar dit is die Gees in die mens en die asem van die Almagtige wat hulle verstandig maak. It's a breath of God, is daai ruach in jou, daai asem, die Heilige Gees in jou, wat jou verstandig maak om te verstaan wat God se woord vir jou sê. Om te verstaan wat die Heilige Gees vir jou sê. So wanneer ons saam met die Heilige Gees wandel en groei in die Heilige Gees, beweeg ons saam met dieselfde Gees wat Jesus uit die dode opgewek het en wat Adam lewe gegee het, hoe God in hom geblaas het. Daai ruach, the breath of God. Die asem van God, wat is die Gees, is verbind aan die natuurlike lewe. Hoor gou, Genesis 2 vers 7, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe, die ruach geblaas, so het dan die mens 'n lewende siel geword. Julle imagine gou hierdie prentjie, nê? God die Vader vorm vir Adam uit die stof van die aarde uit. God die Vader buig af na Adam toe, blaas aan hom, Adam maak sy oë oop, wat is die eerste ding wat hy sien? Sy Skepper se gesig. Julle, hoe amazing is dit? En dit is daai lewe, die Gees van God word verbind aan die natuurlike lewe, want toe God die skepping gemaak het, het hy gespreek, en soos dat jy praat jy, en jy haal asem, laat daar lig wees, en die ruach van God het skepingsvermoë om die natuurlike lewe in stand te bring. Want die Gees van God is die eerste een wat genoem word, wat geïdentifiseer word in die Bybel. Ons sien dit in Genesis, sê die aarde was woes en leeg, en die Gees van die Almagtigheid gesweef. So was die Heilige Gees daar deel van die skepping 100% ja, want God die Vader sê vir hom, kom roep vir Jesus, die Heilige Gees saam, en sê, kom ons maak mens in ons beeld. So met ander woorde, ons, en hierdie is iets wat ons eintlik moet so versigtig wees en moet begryp hoe special is dit. Ek en jy is die enigste een van die skepping wat die draers is van die Heilige Gees. Ons is die enigste skepping wat die beelddraers is van God die Vader. Ons is die enigste een in die skepping wat genoem word. Weet jy nie dat jy is die tempel van die Heilige Gees nie? En ek gaan lees 'n bietjie in Esegiel hoe die Israeliete die tempel defile het deur afgode. En kyk wat was die resultaat van God se optrede as gevolg daarvan, wat hulle gedoen het, wat hulle gedink het, hulle sien my nie, en die Here vat vir Esegiel so, en hy wys hom in die tempel, en hy sê, sien jy mense, want hierdie mense dink, ek sien hulle nie, dit wat hulle verdrywe in die duisternis. So ons moet versigtig wees vir afgode in jou tempel, want jy is die tempel van die Heilige Gees. En ons kan dit maak net soos ons wil nie, want ons is duur gekoop deur Jesus bloed. Job 33:4 sê, die Gees van God het my geskape en die asem van die Almagtige maak my lewend. So die asem van God, die Gees verbind ons aan ons natuurlike lewe en ons is die draers van die Heilige Gees. Besef ons die grootheid daarvan, dat die Here jou kies en dan kom hy sê dat ja maar, kyk vir die mossies en die swaalkies, hulle maak en skure by mekaar, Hemelse Vader sorg vir hulle, en dan kom hy sê, is julle nie meer werd as dit nie. Ek wil dieselfde sê, ons is soveel werd, dat God gekies het, okay, julle is die wissel van die Heilige Gees. Die volgende een is die asem van God, die ruach, die Heilige Gees, die Gees van God, is verbind aan geestelike lewe. So nou kom die Heilige Gees, in die Gees van God, die ruach, die asem van God, geef ons fisiese lewe, natuurlike lewe ook. En dan kom hy en hy ook verbind aan ons geestelike lewe. Hoor hierso. Johannes 3 vers 6 tot vers 8. Wat uit vlees gebore is vlees. En wat uit gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarin hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Jesus Christus praat met Nikodemus. Nikodemus kom praat met hom en hy sê, ek weet u is die Messias, want niemand anders kan die wonderwerke doen as wat u gedoen het nie, en ek sien dit raak. En Jesus sê vir hom, jy moet wedergebore word deur gees en deur water, anders kan ons in die koninkryk van God nie beerwe nie.
As jy 2 keer gebore word, sterf jy 1 keer. Ander woorde, as jy deur jou fisiese geboorte en deur jou geestelike geboorte lewend gemaak is, deur die krag van die Heilige Gees, Jesus Christus wedergeboorte ons is gevorm met die Heilige Gees, sterf ons 1 keer en dit is jou fisiese dood. As jy 1 keer lewend gemaak is, sterf jy 2 keer. Met ander woorde, as ek net lewendig gemaak is deur my fisiese geboorte en ek het nie is nie geestelik gebore nie, sterf ek 2 keer, die fisiese dood en die ewige dood. Broers en susters, hierdie is nie iets niets vir ons nie. Al vir duisende jare praat ons oor die geboorte en die wedergeboorte wat moet plaasvind in die mensehart vir ons om te verstaan wat die Here vir ons sê. Johannes 20 vers 22 en nadat hy dit gesê het, so Jesus na sy opstanding verskyn hy aan die disippels en hy sê vir die volgende, hy sê nadat hy dit vir hulle gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees, daai selfde ruach asem wat Vader in Adam se neusgate ingeblaas het, is dieselfde ruach wat die Here in ons blaas, dit sê in ons geestelike mens inblaas en sê ontvang die Heilige Gees, ontvang geestelike lewe. Broers en susters, sonder die Heilige Gees kan ons nie funksioneer nie. Ons kan nie. Want ons lewe nou in die tyd van die Heilige Gees. Die asem van God of die ruach is verbind aan die inspirasie van die skrif van God se woord. Hoor hierson. 2 Timoteus 3 vers 16 tot vers 17, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Hoor hoe mooi sê die Amplified dit, hoor hierson. All scripture is God breathed. Wat doen die woord as ons dit lees saam met die Heilige Gees? Dit maak jou geestelik wakker. Dit maak jou geestelik lewend. Ek gaan lees Esegiel. Dit is 'n en gaan lees dit saam met die Heilige Gees. Dit is 'n fantastiese boek en die Here kom en God die Vader verskyn aan hom en hy sê vir Esegiel, eet hierdie boekrol op, Esegiel. En die Here en Esegiel maak sy mond oop en die Here gee die boekrol vir hom wat sy woorde is. En Esegiel sê, toe ek dit proe oor my lippe, was dit so soet soos heuning. Broers en susters, ek wil vir jou sê, eet God se woord daagliks. Eet hierdie boekrol. En dan kom die Here en hy sê vir Esegiel, vul jou buik, vul jou menswees, vul jou binneste met my woord. En my hart is dit vir jou en vir my ook. Mag ek en jy God se woord eet. Want die oomblik oor die lippe rol, is dit so soet soos heuning. Want all scripture is God-breathed, given by divine inspiration and is profitable for instruction, for conviction of sin, for correction of error and restoration to obedience. Die God-breathed skrif van God die Vader restoreer jou tot obedience. Restoreer jou weer tot gehoorsaamheid. Restoreer jou weer waar jy afvallig geword. Restoreer dit jou weer na 'n plek toe van, Vader, die skrif is lewend vir my. En hoe is die skrif lewend? Deur die ruach van God die Vader, deur die breath of God. Hy sê, for training in righteousness, learning to live in conformity to God's will, both publicly and privately. Ons dien nie net die Here wanneer ons by mense is nie, dien die Here in private ook. Wanneer dit net jy, jou vrou en jou kinders is. Of net jy en jou man en jou kinders is. In private ook. Want julle is maklik om voor te gee publicly. Te sê ek dien die Here. Maar getuig ons vrug daarvan. Vrug wys wat privately aangaan in jou binnekamer en in jou lewe. Dis waar vrug uitkom wat in die geheim gebeur. Behaving honorably with personal integrity and moral courage, so that the man of woman of God may be complete and proficient, outfitted and thoroughly equipped for every good work. Dit is hoekom die skrif, die woord van God lewend is, want dit is lewend gemaak deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees illuminate, lig die skrif uit vir ons. En dis hoekom die skrif, wanneer ons dit lees, en jy lees die een oggend, lees jy die vers, die volgende week lees jy dieselfde vers, en daar staan iets anders vir jou, want dis God se woord. Hy's lewend. Skerper as 'n tweesnydende swaard, wat deurings en murg en been, siel en gees. So besef dat die Heilige Gees is heilig. Die gebruik van die byvoeglike naamwoord heilig in verband met die Gees
van God kan ongeveer 100 keer in die Bybel gevind word. 100 keer in die Bybel noem hulle Heilige Gees. Hoekom? Want die Heilige Gees word onderskei van alle ander geeste wat nie heilig is nie. Die Heilige Gees is onderskeidbaar van bose geeste, Rigters 9 vers 23, leengeeste, 1 Korintiërs 22, onrein geeste, Matteus 1:10, geeste van waarsêry, Handelinge 16:16, verleidende geeste, 1 Timoteus 4:1, geeste van duiwels, Openbaring 16:14. Die Heilige Gees word onderskei tussen alle bose geeste in hierdie wêreld. Dis hoekom hy die Heilige Gees is. Die Heilige Gees verteenwoordig 'n heilige God. En dis wat ons moet besef, die Gees van God is die Gees van God. Hy verteenwoordig 'n heilige God. Levitikus 11 vers 44. Want ek is die Here julle God. Toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want ek is heilig. God die Vader is heilig. Die Heilige Gees het heilige mense geïnspireer om 'n heilige boek te skryf. Hoor hoe mooi sê die. 2 Petrus 1 vers 21, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Al die profete, soos ons sê, ja, my Heilige Gees eintlik net, en ek dink dit is ook die ding, baie mense voel die Heilige Gees was nie betrokke in die Ou Testament nie. Die Heilige Gees het net in wording gekom, of is net gewys in die Nuwe Testament met die uitstorting van die Heilige Gees. Maar gaan lees bietjie hoeveel manne van God, die profete is gevul met die Heilige Gees, het die Heilige Gees oor hulle gekom en hulle het geprofeteer. En hier so is dit. Geen een van die profete wat gespreek het in die Ou Testament het net gespreek uit hulle self uit nie, want die profete wat gespreek het uit hulle self uit was wat? Gestenig. Maar wanneer jy toe hulle gepraat uit die Gees uit, was al lewendig, was hulle lewend gemaak, het God se woord lewend gemaak. Die woord heilig beteken to be set apart. Met ander woorde, beteken ons is anders as hierdie wêreld, en dit is onderstel om ons onderskeid te wees. Ons moet anders wees as hierdie wêreld. En ons een ding, en ek het al baie gesê, dat die wêreld kom en sê, ja, maar almal van ons is kinders van die lewende God. Die woord van God sê die volgende, Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Nie almal van ons, almal is gemaak deur God die Vader. Maar ons word alleenlik kinders, wanneer ons deur die bloedgewaste Jesus Christus kom na God die Vader toe en gelei word deur die Heilige Gees. Want dit skep vir ons 'n indruk van lui wees as ons sê, maar almal is kinders van God, dan vat dit iets van my af weg, 'n verantwoordelikheid van my af weg, en 'n honger van my af weg om te leef soos God wil hê ek moet leef, want ek is mos sy kind in elk geval. As ons glo dat ons almal is kinders van die lewende God. Die Bybel sê dat ons is alleenlik kinders van God as ons gelei word deur die Heilige Gees. Want die Heilige Gees bring ons altyd na Jesus Christus toe. Die Heilige Gees is in die wêreld om die saak van sonde aan te spreek. Johannes 16 vers 8 tot vers 11. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel, van sonde omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel word. So Heilige Gees kom sê vir ons, die werk van die Heilige Gees, een van sy werke is om ons kom oortuig van sonde. Nie te kom oordeel nie, te kom oortuig van sonde, sê François, dit wat jy hier doen is nie reg nie, kom ek help jou om dit reg te maak. Wanneer ons wanneer die vyand kom en hy oordeel ons, is dit baie wyd. In die sin van die vyand kom vir ons sê, maar jy gaan reg uithaal toe, jy's verkeerd, jy maak dit nie, die Here het jou nie lief nie. Die oortuiging van die Heilige Gees is altyd direk. 'n voorbeeld, die Heilige Gees sal dalk vir my sê, weet jy François, jy's bietjie kwaai met die kinders. Jy praat bietjie lelik met jou vrou. Jy behandel haar nie so mooi soos ek wil hê jy moet my dogter behandel nie. Maar kom ek help jou om dit reg te maak. Die vyand kom oordeel en sê jy's 'n slegte pa, jy's 'n slegte man, jy maak dit nie, dit en dit. Die Gees moet vir ons as gebroke mens kom sê wat vleeslik is, Frans, jy's besig met die verkeerde goed, kom ek help jou om dit reg te maak. Die oortuiging van die Heilige Gees is altyd direk.
Maar die oordeel van die vyand wat vir ons guilt, shame en condemnation bring is wyd. En hy sê jy gaan dit nie maak nie, jy's nie gered nie, die Here het jou nie meer lief nie, maar die Heilige Gees kan kom vir jou sê, François, jy het goed begin. Maar ek kan sien jy het bietjie lui geword om tyd in my woord te spandeer. Kom spandeer bietjie tyd weer in my woord. Dis wat die Heilige Gees doen. Hy kom oortuig jou van ons sonde sodat ons weet, maar Here, ek is op pad na die verkeerde goed toe, kom ek maak dit reg. Hy kom oortuig ons van oordeel, nie dat ons geoordeel word nie, maar dat die vyand geoordeel gaan word. Dis die oordeel waarvan die Heilige Gees praat. Waar ek van die vyand wat geoordeel en van geregtigheid om te sê, okay, jy's nou in Christus Jesus, kom ek help jou om heilig te leef. Kom ek help jou om 'n lewe van geregtigheid te leef. Dis die funksie van die Heilige Gees. Want Jesus sê die Heilige Gees sal alles in julle kom openbaar en julle herinner aan dit wat ek vir julle gesê het. Dis wat die Heilige Gees doen. Hy kom herinner ons aan Jesus Christus. Die Heilige Gees maak ons heilig. 1 Tessalonisense 2 vers 13, maar ons moet God altyd voor julle dank, broeders, want deur die Here wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid en heiligmaking van die Gees en die geloof in die waarheid. Heiligmaking deur die Gees en deur die geloof in die waarheid. Wat is die waarheid? Die evangelie, Jesus Christus. So kan ons sien, en is weer eens, dat die Heilige Gees en Jesus Christus en God die Vader is onskeidbaar. Jy kan hulle nie skei nie, want hulle is 'n drie-enige God. Ons sal afgesonder word vir die Here en afgesonder wees van die wêreld. Afgesonder vir die Here en afgesonder van die wêreld. Dis die werking van die Heilige Gees. Hy wil jou afsonder vir homself en jou uit hierdie wêreld uithaal. Laaste skrifvers, 1 Johannes 2 vers 16, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die Heilige Gees wil ons leer om te leef soos hy wil hê, soos God wil hê ons moet leef. Henry Drummond skryf die volgende, en hy praat oor 'n fisiese duiker wat afgaan ondertoe en duik. Hy sê, the pearl diver lives at the bottom of the ocean by means of the pure air conveyed to him from above. So 'n ou wat 'n volle suit aan het, hy loop daar so rond, maar hy het 'n tou wat na die boot toe gaan, wat die suurstof gee. His life is entirely dependent on the life-giving spirit. Met ander woorde van daai suurstof wat van bo af kom. We are down here, like the diver, op aarde, to gather pearls for our master's crown. The source of life comes from above. En ons is op hierdie aarde besig om te werk in die koninkryk. En ons is 100% afhanklik van die suurstof wat van bo af kom. 100% afhanklik van die Gees van God wat in ons woon, wat ons help om te kan doen wat hy vir ons sê. Broers en susters, my hart en my gebed is dat mag ons in hierdie tyd die Heilige Gees ontdek vir wie hy is. En soos wat ons sê, ons gaan en dalk gaan ek my getuienis gee, ek gevul is met die Heilige Gees en bietjie praat oor die Heilige Gees in my lewe wat hy vir my beteken. Maar ek wil nie jy moet leef van tweedehandse inligting nie. En dit laat my dink weer eens, en ons het dit genoem, van die vrou wat aan bloedvloei ly, die vrou wat by die put kom met Jesus Christus in die middel van die dag, en sy praat met Jesus Christus en Jesus kom en hy sê vir gaan haal jou man, en sy sê ek het nie, en hy sê wat jy sê is reg, en Jesus openbaar na haar hele lewe, en hy praat oor, maar julle gaan nie, kom 'n tyd dat ons die Vader gaan bid in gees en in waarheid, en soos dat hy met haar praat, kom sy agter, hierdie is die Messias. En sy sê, daar gaan 'n Messias kom en Jesus sê vir haar, ek is hy. En sy los haar kruike net daar, sy hardloop af ondertoe en sy gaan vertel die dorp van Jesus Christus. Hierdie mense kom saam met haar na die put toe en hulle praat met Jesus Christus en hierdie mense sê vir die vrou, hoe mooi is dit, ons glo nie nou meer op grond van jou storie nie, maar ons glo omdat ons self gehoor het wat Jesus Christus sê. En dis my hart vir elke een van julle. Dat julle nie net sal hoor wat die Heilige Gees vir my sê, want julle na my toe kom en sê, Frans, ons glo nou nie op grond van wat jy sê nie. Ons glo op grond van wat die Heilige Gees sê. Want ons het self gehoor wie die Heilige Gees is. So my hart. En soos ek sê, die volgende paar weke gaan baie meer lering wees, as eintlik preek is, gaan baie meer
punte wees en baie skrif wees, en as julle wil hê ek moet die punte en die skrifte vir julle gee, sal ek dit 100% op die groep stuur ook, maar mag ons in hierdie tyd, mag iets die Gees vat, en sê, leer my wie U is. Gaan vat die woord, want julle ons dis kommerwekkend om te dink, hoe ons as mens dink, ek kan cope, en ek kom reg, sonder die Heilige Gees. En dit verloor ons afhanklikheid van wie hy is. Jesus is so nodig, maar Jesus gee vir ons die Heilige Gees. So dit sê vir my dat die Heilige Gees is so nodig. So mag ons in die volgende paar weke, mag ek en jy sien hoe nodig die Heilige Gees is. En ek bid regtig dat die Heilige Gees ons kan voorberei vir Pinkster, dat die Here kan opdaag en ons net kom bedien. Want ons bid dit baie keer, Here, vat my dieper. Here, vat my verder. Openbaar Uself aan my wie U werklik is. En mag die Heilige Gees dit kom doen in hierdie volgende paar weke. Mag jy sien wie die Heilige Gees is. Vader, ons kom prys U. Ja, Here, vir die volgende paar weke wat ons gaan praat oor die Heilige Gees. Here, vra ek dat U iets kan openbaar in ons oor die Heilige Gees. Here, mag ons gaan introspeksie doen om te kyk, maar laat ek my lewe beheer deur die Heilige Gees. Het ek al 'n besluit gemaak om gevul te word met die Heilige Gees? Of Vader, is dit iets waaraan ek nie aandag gee nie, want ons word geleer in 'n era waar die Gees van God nie meer belangrik is nie. Dan wonder ons hoekom die kerk, en ek praat van die liggaam van Christus, en ek weet ek veralgemeen, Here, ek weet, maar dat die liggaam van Christus amper 'n bietjie kragteloos voorkom. Want dit is die Gees van God. U sê, julle sal die Heilige Gees ontvang, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Die Gees van God is die een wat ons bekragtig om te getuig van Jesus Christus. Die Gees van God is die een wat die gawes van die Gees aktiveer my lewe tot uitbouing en bediening van die koninkryk. En Vader, mag U ons kom leer oor die Heilige Gees. En Here, my hart is dat, Here, mag elkeen van ons as individu gaan tyd spandeer met die Heilige Gees en regtig soekend raak na die Heilige Gees in hierdie tyd. Asseblief, Here. Want Here, ons is in so 'n mooi tyd van ons geestelike lewe, van die begin en van die liggaam van Christus, van die kerk, die tempel van die Heilige Gees. Here, die opstanding van die sterwe en opstanding van Jesus Christus, die hemelvaart, Here Jesus, waar die skrif in vervulling gekom word, en dat U vir ons die Heilige Gees kan gee. En 10 dae na die hemelvaart, Vader, word die disippels gevul met die Heilige Gees, en Petrus spreek, dieselfde Petrus wat sonder die Gees weggehardloop het, gesê, ek ken hom as dieselfde Gees wat bedien, en 3000 mense kom tot bekering op daai dag, en laat hulle doop. Vader, my hart, dat ons kan toelaat dat die Gees werk, asseblief, Here. Kom werk in my hart, asseblief, Heilige Gees, ek kan besef ek het U nodig. And thank you, God, for sending Jesus, and thank you, Jesus, that you came, dankie, Jesus, die Heilige Gees gestuur het, en dankie, Heilige Gees, dat U gekom het, en vir ons te kom help in hierdie tye. En Here, ons bring al lof en eer, kom seën ons asseblief, Abba Vader. Ons loof en ons bid dit in Jesus se naam. Amen.